Hartlike goeiemôre vriende, ons is die Here innig dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees so rondom die wonderlike woord van die Here. Ons vertrou dat u 'n goeie nagrus gehad het en die gebed van my hart is dat die Here vir ons ryklik sal seën terwyl ons vanmôre gaan stil staan by die baie belangrike en selfs kontroversiële saak of aktuele onderwerp van aftrede. Wat sê die Bybel oor aftrede? Ek wil begin deur vir u Halleluja lied 231 te lees. Hierdie pragtige lied sê: werk van die nag kom nader, werk in die vroeë dag, werk as die dou nog glinster, in die blomme pragt, werk in die helder môre, al is die son ook heet, werk want die nag kom nader, werktyd is afgemeet. Nou hierdie is 'n baie besondere Halleluja lied. U kan self die ander verse gaan lees en vriende, hierdie lied hy vir ons daarop dat ons lewe besig is om na einde toe te spoed. U sal met my saamstem, ons is alweer in Julie 2024 en ons besef dat die dae en die weke en die maande en die jare vlieg by ons verby. En die Bybel sê ook vir ons dat werktyd is afgemeet. En hier in besonder praat hierdie lied oor die werk wat ons vir die Here doen. En nou kom die vraag dikwels na my kant toe is, wat sê die Bybel oor aftrede? Is daar 'n ding soos om op pensioen te gaan en wat leer die Bybel vir ons oor hierdie bepaalde saak? En ag vriende, as ons die Bybel gaan bestudeer, dan sien ons dat die Bybel nie vir ons 'n klomp dinge noem in alfabetiese volgorde en sê, jy mag nie dans nie, jy mag nie drink nie, jy mag nie dit of jy mag nie dat nie. En selfs moet aftrede, daar's nie 'n vers wat vir ons sê jy moet aftree of jy mag nie aftree nie. Die Bybel is nie duidelik oor die saak nie, maar ek dink daar's beginsels wat ons kan navolg en wat ons in u midde kan laat. In die eerste plek vriende, moet ek vir u sê, ons leef in 'n tyd en in 'n dag waar aftrede soms verpligtend is vir mense wat by sekere maatskappye werk. Daar is sekere mense wat sê, of sekere maatskappye wat sê, op 63 moet hierdie mense aftree, of op 65, en baie keer laat hulle nog toe om met 'n mediese goedkeuring tot op 70 te werk, en dan is dit klaar. Dan moet jy ophou werk by die maatskappy of die plek waar jy gewerk het. En dikwels kom mense en hulle sê, maar luister, wat gaan ek nou met myself doen? En baie ouer mense voel dan nutteloos en hulle voel, maar niemand het ons meer nodig nie. En dan verval hulle in depressie en verval hulle in moedeloosheid en in hierdie donker gat van, ek voel niks meer werd nie. En die vraag is, wat sê die Bybel oor hierdie saak? Nou vriende, alhoewel die Bybel vir ons geen duidelike riglyne het oor aftrede nie, is die Bybel baie duidelik daaroor dat ons nooit lui mag wees nie en dat ons nooit nutteloos en doelloos op die markplein van die lewe moet sit nie. Ek gaan vir u 'n paar gedagtes in u midde laat en dan hoop ek dit sal u help wanneer dit kom by die tyd wanneer u moet aftree of wanneer u op pensioen moet gaan. Dis belangrik vriende dat ons moet onthou, ons beleef 'n samelewing en ons leef in 'n tyd waar mense as hulle die aftrede ouderdom bereik, dan ook selfversorgend moet wees. Ons weet dat ons in ons land lewe waar die staatspensioen so min is dat jy nie daarvan kan lewe nie. Daarom is noodsaaklik terwyl jy kan werk en terwyl jy die voorreg het om te werk, dat jy sal spaar, het sy in 'n pensioenfonds of in 'n spaarplan, sodat jy ook wanneer by aftrede kom, nie 'n las sal wees vir ander mense nie, maar ook selfversorgend kan wees. Belangrik dat ons sal sien dat die aanloop na die verpligte pensioen of aftrede wat maatskappye op mense plaas, dat ons dan selfversorgend sal wees. Maar dan is daar ook 'n paar Bybelse punte wat ek met u wil hanteer. Eerste plek, om oud te word en om af te tree is 'n geskenk van God aan die mens. Luister wat sê Spreuke 16:31. Grysheid is 'n suurlike kroon. Dit word gevind op die weg van geregtigheid. Spreuke 20:29, die sieraad van die jong manne is hulle krag en die versiersel van die grysaard is grys hare. Daarom sê Titus 2:2, die ou manne moet nugter wees, waardig ingetoe. Die ou vroue moet ook in hulle gedrag wees, soos dit die heiliges betaam. So met ander woorde, alhoewel die wêreld ons verplig om af te tree, beteken dit nie as ons nutteloos hoef te wees nie. Want u sien, ouderdom, as die Here jou spaar 70, as jy sterk is 80, dan spaar hy jou met 'n doel, en die doel is sodat jy as grysaard ook God verheerlikend sal lewe en optree, om dan ook die jonger mense te begelei in die waarheid van God se woord. Onthou, God is getrou, hy sal ons in die gryse ouderdom dra. Die Bybel sê vir ons in Psalm 48 vers 13, dat hierdie God, onse God is, vir ewig en altyd, hy sal ons lei tot die dood toe. So as jy op 'n verpligte pensioen geplaas word, vriende, is jy nie nutteloos nie. God sal jou lei tot die dood toe. Daarom moet ons 'n getroue getuie vir die Here wees.
Jesaja 46 vers 4 sê, en tot die ouderdom toe is ek dieselfde, ja, tot die grysheid toe sal ek julle dra. Moenie nutteloos op die markplein gaan sit, omdat jy op 'n verpligte pensioen geplaas is, of nou moet aftree nie. Staan op en sê, Here, ek het nog lewe, ek het nog krag, ek het nog gesondheid, ek wil iets vir u beteken, in u koninkryk, in u kerk, in u gemeente. En ek dank die Here vir die ouer mense in ons gemeente, wat by die ouerhuise of by die kinderhuise betrokke is, wat by die uitreike betrokke is, wat betrokke is by die eredienste, wat so betrokke is in evangelisasie en in die uitbreiding van God se koninkryk, dat ek my hoed vir hulle afhaal. Vriende, baie belangrike ding ook is, onthou, ouer kinders van die Here het 'n unieke geleentheid om teenoor ander te getuig oor die goedheid van die Here. Wanneer ons ouer word, vriende, moet ons nie murmureer en kla en bekommerd wees oor alles wat miskien vir ons voorlê nie. Ons het nodig om nou vir hulle te vertel, vir die jonger geslag te vertel van God se goedheid in ons lewe. Psalm 71 vers 17. O God, U het my geleer van my jeug af, en tot nou toe verkondig ek U wonders. En ook tot die ouderdom en die grysheid toe, o God, verlaat my nie, totdat ek aan die volgende geslag U arm verkondig, aan almal wat sal kom, U mag. Psalm 145 vers 4. Die een geslag prys U werke by die ander, en hulle verkondig U magtige dade. Ons het die unieke geleentheid, al is ons afgetree, al moet ons op verpligte pensioen gaan, om ook vir die volgende geslag te vertel, hoe goed die Here vir ons is. Nog 'n belangrike gedagte, vriende, as jy op verpligte pensioen moet gaan, en jy's afgetree, is daar baie keer baie meer tyd wat jy kan spandeer aan die dinge van die Here wat jy nie vroeër gehad het nie. Daarom ouer kinders van die Here kan die Here dien ten spyte van hulle beperkings. Dr. J. Adams skryf, en ek lees vir u in Engels, hy sê, there is no need for a person to waste the last years of his life watching TV. He may still have a productive place in God's kingdom if only he will. Dis belangrik, vriende, om te sien wat Psalm 92 vers 15 sê. In die gryse ouderdom sal hulle nog vrugte dra. Hulle sal vet en groen wees om te verkondig dat die Here reg is, my rots, en in hom is geen onreg nie. Belangrik om te sien dat ons die Here kan dien ten spyte van die ouderdom, ten spyte van die liggaamlike beperkings, omdat die Here vir ons goed is. En dan, vriende, 'n baie belangrike saak is dat ons ook sal besef dat die Here bepaal en beskik het dat ek in hierdie tyd geleef, in hierdie wêreldgeskiedenis lewe, sodat ek ten spyte van die feit dat ek op verpligte aftrede gesit is, of op pensioen gegaan het, nog steeds 'n skynende lig vir hom sal wees. Matteus 5 vers 16 sê, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader in die hemel verheerlik. Onthou die lied waarmee ons begin het, werk want die nag kom nader. Ja, werktyd is vir ons afgemeet. In hierdie sekulêre bestel waarin ons onsself bevind, met die jare wat hulle jou gee om te werk by 'n maatskappy, vriende, moet ons ons beste doen, om ook daar 'n getuie vir die Here te wees. Maar wanneer die aftrede kom, wanneer die tyd van pensioen kom, onthou, dan raak jy nie nutteloos nie, jy raak nie doelloos nie. Nou kan jy ekstra tyd en ekstra energie in God se koninkryk inploeg. Nou kan jy daardie loon najaag, wat jy aan die voete van die Here Jesus kan neersit. Daardie prys en die hoë roeping van om uit sy mond te hoor, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Alhoewel die Bybel niks oor aftrede per se sê nie, dink ek daar's baie Bybelse beginsels wat vir ons leer, om, wanneer ons op daardie punt kom in ons lewe, nie morbied te raak, nie neerslagtig en depressief te raak, en te dink, ons is niks werd nie, maar nou te sê, Here, hier is ek met alle mag en mening, wil ek myself inspan, om die wedloop te loop wat voor my lê, die oë gefestig op Jesus. Paulus sê aan die einde van sy lewe, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou, en nou is my weggelê die kroon van geregtigheid, wat die Here nie net vir my beloof het nie, maar ook vir elkeen wat sy verskyning lief gehad het. Mag u en ek met daardie gesindheid ouer word, mag ons met daardie gesindheid by ons aftrede uitkom, en mag ons, wanneer ons in die sekulêre lewe aftree, aanmeld vir diens in die koninkryk van God, om ons laaste jare te wy aan hom, die koning van die konings en die Here van die leerskare. Baie seën, liefde, groete, sterkte, staan vas in die vryheid waarmee Christus u vrygemaak het. Mooi dag verder te raak.